Goeiedag. Iemand het geskryf, ek was honger en jy het menseregte groepe gestig om dit te bespreek. Ek was in die tronk en jy het saggies in die kerk gebid vir my ontslag. Ek was naak en in jou gedagtes het jy gewonder of ek ordentlik genoeg was vir die kerk. Ek was siek en jy het God op jou knieë gedank vir jou gesondheid. Ek was eensaam en jy het my alleen gelos om vir my te bid. Jy lyk so heilig en so naby aan God, maar ek is steeds baie honger en eensaam en koud. Jesus sê in Matteus 25 vers 37 tot 40, dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors, en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u in vreemdeling gesien, en u gehuisves, of sonder klere, en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die tronk, en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En in Lukas 14 vers 21 tot 24 sê hy ook, gaan uit na die strate en gangetjies van die stad, en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan, om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Sodra ons vergeet dat alle mense na die beeld van God geskep is, en nie net siele of liggame is nie, vergeet ons van die mens agter die nood. Maar as ons naaste lief het, soos Jesus van ons vra, kan ons nie anderster as om begaan te wees oor hulle nie. Ons kan dit waag om grense te oorbrug en gasvryheid te betoon aan mense buite ons veilige sosiale kringe, omdat ons dit doen asof vir Christus. In die Christelike geloof het elke mens 'n onvervreembare waarde as mens. Man, vrou en kind is almal na die beeld van God gemaak. En as jy dit glo, laat dit sigbaar word in jou lewe. So as jy vandag in jou lewenstuintjie boer met genade, bewys genade aan almal, al dink jy dalk hulle verdien dit nie, want jy het tog 'n oorvloed daarvan ontvang. Kom ons bid saam. Here, ons hou nie baie van die armes en die sukkelaars nie, want hulle vra iets van ons wat ons moeilik gee, werklike liefde en sorg. Leer ons om te gee soos u vir die armes omgegee het. Amen.